Goed, ons groet hier vanuit Lofdal gemeente, is dat het lekker om die woord van die Here nie te bedien. Nou vanaand het ons so 'n bietjie van ons jonger geslag, wat vanaand die woord van die Here gaan bedien, en ons dankbaar teenoor die Here vir jong mense wat die Here lief het. En het is my groot voorreg om vanaand Marcel van Deventer aan die voor te stel, wat ons jeugdirekteur voltyds in ons gemeente is, met 'n pragtige klomp jong mense wat saam met hom hier vanaand is, wat die Here lief het, en hulle sê hulle is crazy oor die Here. Nou ek weet, u is ook vanaand, en ek glo dat u die uitsending gaan geniet. Baie dankie Marcel, kom ons gee vir hom 'n lekker aan het klap vanaand. Baie dankie. Baie dankie pastoor, en dankie aan die gemeente wat vertrou in my het om vanaand hier voor te kan staan. Vir die wat dalk op die internet my vorige boodskap gesien het, of weet, dis nog steeds dieselfde Marcel, is net bietjie minder hare. Ek kan nou nie meer sê ek's die bos nie. Ek het nou net bietjie minder hare. Nou ek sê vir pastoor vanaand, toe ek in die bos gewerk het, daar het ek olifante wat op my afgestorm het, en oleeu's en dit, maar dit is nie so moeilik soos om 'n kamera af te staar nie. Maar vanaand het ek 'n baie meer kragtige wapen as 'n geweer tussen my. Ek het die swaard van God hier by my. Nou, as jy wil saam met my lees, die teks wat ek gaan gebruik is Johannes 2, ek gaan lees vanaf vers 1 tot 9. Is hier reg. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea, en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reinigings gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daaruit vanuit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens het gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk, en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Nou, hierdie is 'n baie bekende stuk, wat ek dink meeste mense al gehoor het, daar sal baie liedjies hieroor geskryf, en preke daaroor gepreek, en ek wil hom uit 'n ander hoek uit kyk vanaand, 'n ander benadering tot hierdie versie, of hierdie gedeelte hê vanaand. Net sluit net die oë. Hemelse Vader, ek bid dat U tot ons harte sal spreek, Here. Here, laat U die woord sal wees, Hemelse Vader, en ek slegs die instrument, Here. Ek bid dit nie in my naam nie, maar in Jesus naam. Amen. Nou, as ons hierna kyk, dan besef ons, okay, dit is Jesus se eerste wonderwerk wat hy gedoen is, wat opgeteken is in die Bybel. En ons fokus so baie op die water wat in wyn verander het. En dit is eintlik 'n ongelooflike daad, as mens dink 'n wonderwerk wat gebeur het, dit gaan alle verstand te bowe, geen natuurlike wette kan water in wyn verander, sommer net so nie, en dit wys ons die kragtigheid van Jesus, dit wys ons die mag wat hy gegee is op hierdie aarde. Maar nou die Engelse Bybel sê dit, die kanne kon 20 tot 30 gallon hou, nou die Afrikaanse Bybel sê dit anderste, tot en met 100 liter, 90 tot 100 liter. Nou, as mens 30 gallon vat, en jy werk het uit, dit werk uit op 180 gallon, mal 6, 30 mal 6, en dan as jy dit vat, en jy werk het uit na liter toe, werk het uit op omtrent 682 liter se wyn. Dit sal uitwerk om omtrent 908 bottels wyn. So toe Jesus hierso geseën het hy nie net gesê, ek seën julle met 12 bottels wyn nie. Hy het nie net 'n bietjie geseën, hy het nie net vir hulle genoeg gegee nie, hy het hulle in oorvloed geseën. Hy het geseën dat daar meer as genoeg was. Hy het nie net geseën met 'n standaard gehalte nie. Hy het nie net met bietjie minder as okay geseën nie. Hy het geseën met die beste wyn. Dat tot die seremoniemeester nie verstaan het. Hoe is die beste wyn tot laaste gehou? Maar ek wil vanaand nie die wonderwerk so as die fokuspunt hou nie. Ek wil die fokuspunt bietjie verander van die interaksie van Jesus met Maria. In vers 3 en 4, ek wil net weer daarna toe gaan.
Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie, maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sjoe, en ek het bietjie hier gedink en opgelees hieroor, en nou, by 'n bruilof, as die wyn opgeraak het, was dit 'n groot verleentheid vir die bruidegom gewees. Want dit wys hy het nie voorsien nie, dit wys dalk dat hy van swak gestalte is in die samelewing, dat hy dalk nie genoeg geld het nie, daar is verskeie redes, maar dit kom neer dat hy dalk in 'n verleentheid geplaas is. Jesus se moeder het dit gesien en haar hart het teen uitgegaan na hierdie ou toe en sy het na Jesus toe gekom en vir hom gevra. Nou as ons net daar stop en dink, sy vra vir hom en hy antwoord haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Nou, as Jesus dit vir my gesê het, sal ek dink hy sê nee. As iemand vir my sê, hoekom vra jy vir my? Jy weet my tyd het nog nie gekom nie, of ek gaan nie nou iets doen nie, gaan ek dit maar net aanvaar. Jesus sê vir my nee. Maar kyk wat doen Maria. Sy sê vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Nou, dis my baie verbasende antwoord wat Jesus gee eerstens, maar tweedens Maria se aksie daarna. Want hoe baie kere, wanneer ons Jesus iets vra, wanneer ons ewen mense iets vra, en ons kry nie die antwoord wat ons gehoop het ons kry nie, of die antwoord wat ons gedink het, ons moet kry nie. Hardloop ons en gemaak ons eie planne. Toe Jesus dit vir Maria gesê het, het hy nie gou uitgegaan en gaan vra en mense sê, kom sit bietjie geld by en gou die goedkoopste wyn gaan koop, wat daar was nie. Sy het gekom op 'n punt waar sy gesê het, wat ook al Jesus vir die kelner sê, dit moet julle doen. Nou, sy het nie geweet, Jesus gaan die water in wyn verander nie. Sy het nie geweet wat hy gaan doen. Maar tog het sy vertrou. Sy het op 'n punt gekom, dat sy gesê het, sy vertrou Jesus op wat ook al hy besluit, gaan reg wees. Nou, ons kom baie keer op daai punt waar ons bid en ons vra die Here vir sekere dinge of sekere behoeftes waarna hy vir ons moet voorsien. Maar tog wanneer ons die antwoord kry, of tog het ons 'n vooropgestelde verwagting, en wanneer ons nie daai antwoord kry nie, dan maak ons ons eie planne. Planne wat ons onsself in die voet skiet mee, planne wat ons nie verstaan, hoekom werk dit dan nie uit nie. Soms bid ons en ons vra, Here, ek soek 'n kar, maar tog laat dit net 'n Ferrari wees. Ek wil net nie daai tipe kar ry nie. En wanneer daai tipe kar kom, dan sê ons neem wag, ek wil eers 'n ander plan maak. So soms voorsien die Here vir ons in wat ons vra, maar omdat ons nie wil aanvaar wat hy gee nie, omdat ons eie vooropgestelde idee gehad het, mis ons die punt heeltemal. Nou, as ons verder kyk na hierdie, dan sê ons, maar hoekom kon Maria so op Jesus vertrou? Waar het dit gekom vandaan dat sy net weet, wat ook al Jesus doen, gaan die regte besluit wees? Waar het sy op die geloof gekom, dat net Jesus sal die regte ding doen in hierdie situasie? Sy het hom geken. Sy het haar seun geken. Net soos my ouers my ken, en weet, sekere baie van my, of sekere woorde van my beteken sekere goed, so het Maria vir Jesus geken, en sy het haar seun geken, en sy het sy hart geken. So baie, dan praat ons van 'n Jesus wat ons van weet. Ons weet van hom. So baie, waak ons vas op dat Jesus kan. Jesus kan, en hy kan. Dit was niks fout om dit te sê nie. Ons het laas week 'n wonderlike diens gehad met Pastor Joel, wat die genesing in die kerk plaasgevind het. Waar ons gesien het, Jesus kan mense genees op wonderbaarlike maniere. Jesus kan voorsien in behoeftes. Jesus kan water in wyn verander. Maar Maria het geweet, hy gaan. Maria het geweet, hy gaan iets doen. So baie haak ons vas op, Here, ek weet U is tot alles in staat. U kan alles doen. U kan my genees, as U wil.
Maar ons moet begin 'n geloof hê wat sê, U gaan my genees. Ons weet nie altyd hoe nie. Ons weet nie dat dit 'n wonderbaarlike genesing gaan wees nie. Maria het nie geweet Jesus gaan water in wyn verander nie. Maar sy het geweet wat hy gaan doen, gaan goed wees, gaan die beste wees en gaan in oorvloed wees in hierdie mense se lewens. So, wanneer ons sê ons praat van geloof, sê ons net altyd ons praat van 'n geloof van die Here kan al die dinge doen. Die Here kan berge versit. Die Here sê vir die berg skuif en hy skuif. Maar tog bid ons en ons sê, Here skuif hierdie berg. Maar die volgende oggend as ons bemaak, en soos ek het geweet, jy gaan nog hier wees. Ons het geweet, ons weet hierdie probleem gaan nog daar wees. Ons moet kom op 'n punt waar ons sê, Here, ons weet dat U hart is goed, U kan dit doen en U gaan dit doen. Here, ek weet nie altyd hoe in my lewe U dit gaan doen nie. Ek verstaan nie altyd hoekom ek in hierdie situasies is nie, maar ek weet U gaan vir my 'n oplossing bied in hierdie situasie. En wat ook al daai oplossing gewees, gaan in oorvloed wees, gaan die beste wees, soos die wyn was. Nou, iets wat ek my bygeval het terwyl ek hierdie stukkie ken is, ons sien Jesus as die gewer in hierdie situasie. Hy het die water en wyn, so hy het vir die mense 'n geskenk gegee. Baie keer vra ons die Here nou om ons uit 'n sekere situasie te gee of 'n geskenk te gee. En ons dink baie in, ja, dit sal nou die perfekte geskenk wees vir my, dit sal my gelukkig maak. Dit sal, maar wat ek besef het, dat wanneer daar 'n gewer-ontvanger verhouding is, lê daar 'n baie groot verantwoordelikheid op die gewer. 'n Pa wat 'n geweer vir 'n 5-jarige seun gee, is nie 'n goeie pa nie. Is onverantwoordelik. 'n Pa wat 'n Ferrari vir 'n 18-jarige ouetjie gee, wat gaan rondjaag en homself verongeluk, dis onverantwoordelik. Nou kan al sien hoe die ouers sê, nee maar, kom luister wat sê hy. Jy moet vir my luister. Maar so baie besef ek in ons eie lewens, dat ons vra goed van God. Ons vra dat hy vir ons die water in wyn moet verander. Maar die vraag is, hoe verantwoordelik gaan ons wees met die wyn? Hoe kan hy ons vertrou met wat hy vir ons gee? Ek besef, daar kort, dis waar die volwassenheid inkom. Dat dis hoekom al beperkte reëls in die samelewing is, dat daar is voorafgestelde ouderdomme wat jy mag bestuur, ensovoort, want dis bepaal dat op daai stadium kan iemand verantwoordelik genoeg wees. Nou, mense sê dit, baie breed van die mense is nie verantwoordelik genoeg wat dit kry nie, maar ek besef dat vir ons in orde om te kom van ons kant af, om te kan ontvang wat God vir ons wil gee, het ons nodig om te groei, het ons nodig om ook verantwoordelik te begin word. Ons moet 'n vertrouensverhouding met die Here begin skep. Sê dat die Here sê, dat ons nie meer net met melk gevoed hoef te word nie. Dat ons op daai punt kan kom in ons geestelike lewens, waar ons vertrou kan word met wat die Here ons wil gee. Sien, God gaan nie vir jou iets gee, wat jou op die ou einde gaan laat val nie. God gaan nie vir jou iets gee, wat vir jou op die ou einde sleg gaan wees nie. Dit maak nie saak hoe goed jy dit kan vir jou wees nie. Jy mag dalk dink, R2000 gaan nou vir my baie help, of R1.000.000 gaan nou vir my baie help. Maar slegs God weet, as hy nie vir jou kan vertrou daarmee nie, kan hy jou dit nie gee nie. Want dit sal onverantwoordelik van sy kant af wees. Daarom het ons nodig om geestelik te groei. Nou geestelik, hoe groei ons? Ons staan in daai verhouding met God. Ons sien dat Maria het vir Jesus geken. Sy het sy hart geken. Maar hoe leer ons Jesus ken? Ek het in die week met iemand gepraat en gesê, net om kerk toe te gaan jou nie hemel te bring nie. Net om die Bybel te lees, gaan jou nie. Ons God is 'n God van 'n verhouding met ons. En dit is wat hy soek. Hy soek 'n verhouding met elke liewe een van ons. En as jy dink, hoe bou jy verhouding met die mense rondom jou? Jy bou 'n verhouding deur te praat, te kommunikeer.
Jy bou 'n verhouding met iemand deur om tyd saam met hom te spandeer. Ek kan dalk lees in die koerant van Bill Gates, een van die rykste mense in die wêreld. Ek kan lees, hy is in staat om vir my R1 miljoen te gee uit sy kleingeldsakkie uit. Maar dit beteken nie, hy gaan nie. Dit beteken nie, hy ken my nie. Net so, om die woorde van die Bybel te lees, beteken nie, jy ken Jesus nie. Dis wanneer jy jouself ontbloot vir hom, wanneer jy 'n openbaring van hom af ontvang oor wie hy is, dat ons hom leer ken, dat ons kan leer ken dat hy goed is, dat hy jou kan leer ken as 'n vertrouenswaardige mens. Ek sê altyd vir jong mense wanneer ek met hulle praat, ek sê, daar is altyd 'n maar. Jesus is goed en hy wil vir ons die beste en in oorvloed gee, maar ons 'n maar. En dis die maar is vanaand dat die vertrouensverhouding. Ons moet uit 'n posisie uit beweeg waar ons net sê, ek weet van die Jesus. Ek weet van God. Ek glo hy bestaan. Ek glo hy kan die dinge doen. Ons moet kom op 'n punt waar ons sê, ek ken Jesus. Ek ken hom. Hy ken my. Ek is nie net 'n persoon hier op aarde nie, ek staan uit. Ek staan uit. Ek laat my lig skyn in 'n donker wêreld. Ek het opgestaan en sy kant gekies. En ek weet, elke tree wat ek gee hy saam met my. Hy gee elke tree saam met my. Ek weet nie net van hom nie. Ek weet, hy is met my. Ek weet, hy is in my. Ek weet, hy gaan voorsien in elke omstandigheid. Ek weet, dat hy vir my die beste in store het. En dis slegs wanneer ons dit kan begin besef, dat die seëninge kan begin vloei, dat ons kan begin ontvang, dat ons kan begin dit wat hy vir ons in store het, gee. Wat ons leer uit hierdie les uit is dat Jesus sê, dit was nie sy tyd nie, maar tog het Maria hom genader, en tog was sy hart so groot, en so lief vir ons, dat hy gesê het, laat dit so wees. Laat ek intree in hierdie situasie. En vanaand mag u dalk 'n situasie hê by die huis, of in die persoonlike, of gesondheid, of finansiële behoeftes. Daar's 'n groot lys van dinge wat ons nodig het. Dalk verhoudinge wat ons nie verstaan wat aangaan nie, of seer in ons harte, of geskiedenisse wat ons het. Ontbloot dit voor die Here vanaand. Leer hom ken. Leer sy hart ken en begin glo. Begin loop die geloof wat ons praat. Laat dit nie meer geloof wees van 'n God wat kan nie, maar 'n God wat gaan. Dat 'n God wat gaan. Want ek het te veel dinge gesien wat wys dat hy is 'n God wat wil deel wees, wat wil intree. Toe Jesus op aarde was, daar's soveel plekke wat sê, hy het geëet en die mense het hom gesteer, maar tog het hy gegaan na hulle. Die mense het vooruit gehardloop as Jesus na volgende dorp, en nêrens het hy nog nooit niemand geweier nie. Toe die kinders nog het hy gesê, moenie hulle verhinder nie, want dan sulke spoor die koninkryk van God. Hy het nooit iemand weggestuur nie, en hy wil nie vir jou vanaand wegstuur nie. Hy wil nie vir u vanaand sê, weet, ek het nie tyd nie. Hy wil net u moet begin nader na hom. Hy wil net u moet begin glo in hom. Die Bybel sê in Markus 11 vers 21, en ek gaan hiermee afsluit, 24, Markus 11 vers 24, daarom sê ek vir julle, en dis Jesus wat praat, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. Jo, hoe baie bid ons en ons vra, kan, asseblief, en wanneer dit nie dadelik gebeur nie, hardloop ons, en wanneer ons nie die antwoord ontvang, wat ons wil hê nie, hardloop ons en ons gaan. Laat ons begin vra en weet,
hier is dit vir ons duidelik. Hy gaan, glo dit, begin al dankie sê, asof dit reeds gebeur het. Begin al dankie sê vir die genesing wat plaasvind. Begin al dankie sê vir die voorsiening van die behoeftes wat plaasvind vanaand. En die Here sal. Ek wil vanaand net saam met 'n gebed doen, as ons net die oë sal sluit, daar waar hy is. Hemelse Vader, ons dankie dat ons 'n groot en wonderlike God dien. Here, ons dankie dat ons die lewende God vanaand kan dien, Hemelse Vader. Here, ons dankie dat ons weet, U is tot alles in staat, Here. Dankie dat ons weet, Here, dat natuurlike wette van die aarde nie op U van toepassing is nie, Hemelse Vader. Waar die wetenskap vir ons wil leer, daar sekere dinge wat onmoontlik is, Hemelse Vader. Dat ons kan sien in U woord, dat niks is vir U onmoontlik nie, Hemelse Vader. Here, U het van die begin af gewys, van die eerste wonderwerk af gewys, Here, dat U is tot alles in staat, Here. En daarom weet ek, daar is geen probleem vanaand wat te groot is vir U nie, Here. Daar is geen berg te groot wat U nie kan skuif nie, Hemelse Vader, Here. Here, en ek dank U vir gelowige mense wat vanaand hier sit, Hemelse Vader. Ek dank U vir mense wat 'n honger het na U, Here. Ek dank U vir mense, Hemelse Vader, wat vanaand 'n besluit gemaak het om te sê, my God kan, maar meer as dit, my God gaan voorsien vir my. My God kan my vertrou en ek kan in my God vertrou, Hemelse Vader. Here, ons dankie dat U U hart aan ons ontbloot het deur U woord, Here. Dankie dat ons kan sien, Here, dat ons hoef nie meer te worry oor die dinge van die lewe nie, Hemelse Vader. Dat ons weet ons kan in U vertrou, Here. Here, ek bid dat U vir ons wysheid en insig en kennis sal gee, Hemelse Vader, in ons elke dag se lewe, Here, om op U te vertrou, Hemelse Vader. Here, en waar ons gaan en ons eie planne maak, Here, waar ons dink ons kan U omseil, Hemelse Vader, Here, dat U dit vir ons sal uitwys voor ons daardie foute sal maak, Hemelse Vader. Here, ons dink soms ons is so wys in ons eie oë, Hemelse Vader, maar ek bid dat U ons sal vergewe daarvoor, Hemelse Vader. Here, mag ons vanaand U leer ken, Here. Mag ons U leer ken vir wie U is, Here. Mag U aan elke persoon hier en elke persoon by die huis U self openbaar, Hemelse Vader. Here, mag ons U hart net dieper leer ken, Here. Dankie vir die voorsiening wat U nou uitstort. Dankie vir daai water wat U vanaand in wyn verander in mense se lewens, Hemelse Vader. Here, ons loof en ons prys, Here, en ons dankie daarvoor. In Jesus naam, amen. En ek bid dat U mag in hierdie week wat kom, die Here daar voel elke dag, dat U hom mag beter leer ken, dat U sy hart leer ken, dat U sy karakter leer ken. Jesus was mens soos ek en jy op hierdie aarde. Hy het 'n persoonlikheid gehad. Hy is nie net woorde op 'n papier geskryf nie. Hy is meer as dit. En hy wil meer as dit vir U ook wees. En ek bid dat dit die werklikheid vir U sal wees in hierdie week wat kom. Baie dankie, pastoor.